Goeiemôre, liewe luisteraar. Dis weer vir my 'n voorreg vanmôre om die woord met u te deel wat die Here in my hart gegee het. Ek begin vanmôre dan met 'n skrifversie om u vanmôre op te beer. Dit staan in Jeremia 15 vers 16. As u graag die skrifte wil afskryf, moet u goue pen en papier kry, want ek glo u sal hierdie skrifgie wil gaan opsoek en self 'n studie daarvan wil maak. Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart. Want u naam is oor my uitgeroep, Here God van Israel. Mag hierdie skrifgie vanmôre u bemoedig en dat u sal weet, wanneer u dan vanmôre die woorde van die Here opeet, sal dit vir u vreugde en vrolikheid wees, en onthou, geliefde kind van God, dat die Here God, sy naam is vanmôre oor u en u omstandighede uitgeroep. Ek gaan vanmôre 'n aanhaling lees, en rondom hierdie aanhaling sal my woord dan kom. Taking care of the worried well before they become sick. Ek herhaal dit. Taking care of the worried well before they become sick. Ons het verlede keer gepraat oor gebroke harte, wat net Jesus kan genees. Maar vandag praat ons oor die sielsmens, die siege, wat deur bekommernisse, getreiter, verswak en benadeel kan word. Ons gaan kyk in watter toestand ons siele is, en hoe die woord ons siele vanmôre kan vertroos, verlos en versterk. Wat is dan my doel met vanmôre se boodskapie? Jeremia 35 vers 3. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. God is in sy wonderlike woord saam met u en my vanmôre. Kom ons kyk 'n bietjie, waarom bekommer mense hulle in vandag se tyd? Nog 'n petrolprysverhoging, rentekoerse wat dalk weer kan opgaan, werksgeleenthede wat net al minder raak in ons tyd, probleme in ons skole wat 'n groot bekommernis vir ouers is, stakings wat hulle tol eis, soos in Rustenburg nou die geval is, en daar is nie een enkele persoon wat nie hulself op die een of ander manier bekommer oor iets in vandag se lewe nie. Of kan sê, die omstandighede in ons land raak ons nie. Die realiteit is dat ons verseker benoud kan voel oor omstandighede in ons land. Ons wonder soms wat die toekoms vir ons inhou. Ons sien hoe speel besighede bankrot en hoe maak hulle toe. Druk by die werk word net al meer. Finansiëel begin almal al meer die beld stywer intrek. En dan kan 'n mens op die punt kom om uit te roep, wat nou, Here, wat moet ek doen in my omstandighede? Maar so kan ons teruggaan in die geskiedenis. Toe Jan van Riebeeck in 1652 in die Kaap aangekom het, dink ek hy het dieselfde vraag gevra. Met die groot trek, dink ek die voortrekkers wat oor berge moes trek, het ook met dieselfde vraag geworstel. Met die Anglo-Boereoorlog en met al die ander oorloë, dink ek, die mense wat hier moes oorlog voer, het ook voor hierdie vraag te staan gekom. Met die verkiesing in 1994, toe die ANC aan bewind gekom het, was dieselfde vraag dalk op ons almal se lippe gewees. En baie keer in ons persoonlike lewens, het ons persoonlike probleme en krisisse, en dan vra ons, wat moet ek nou doen, Here? Ons lewe ook in tye waar mense dink dat dinge wat die heeltyd verkeerd loop
is hoe dit maar moet wees. Dit is nou maar eenmal die beloop van die ou lewe. Hulle is so moeg vir opstaan en val, dat hulle later maar net bly lê. Ons word daagliks omring deur hartseer, hongersnood, moord en doodslag, oorlog, finansiële moeilikhede, siektes, eensaamheid en vrese en baie meer nog. Bekommernis het 'n manier om negatiewe denke by ons te kweek en ons sien dan altyd die glas half leeg. En waar ons dan, voor ons 'n nuwe week of selfs 'n nuwe dag moet tegemoet gaan, sal fokus op alles wat moontlik verkeerd kan gaan, of op dinge wat ons dan vrees. Of ons raak vasgevang in die dinge wat wel verkeerd gegaan het, en ons kan net nie verstaan hoekom God sulke dinge dan in ons lewe toelaat nie. As ek nou 'n definisie moet gee vir bekommernis, sou ek die volgende sê. Dit is dinge wat vir jou voel asof dit buite beheer is, of om jou dan onnodig oor alles te wil kwel. Jy gaan al ewig die boljaan agter die berg, soos die ou mense altyd gesê het. Wat is dan die uitwerking van bekommernisse op ons sielsmens? Hoe affekteer en benadeel bekommernisse my en u in vandag se lewe? Bekommernisse is om angstig en gestres te voel. Bekommernisse neem nie die moeilikhede van môre weg nie. Dit neem egte die vrede en vreugde wat jy vandag kan ervaar weg. Om die vrede van jou gemoed te verloor en toe te laat dat jou vrese oorneem en jou dan beheer. Dit veroorsaak ook die verdwyning van geluk, vrede en kalmte. Bekommernisse en angs is ongesond. Dit dreineer jou verstandelik, emosioneel en dan het dit ook 'n negatiewe uitwerking op jou liggaam. Angsaanvalle, depressie, maagswere en hoë bloeddruk is maar net 'n paar van die neeweffekte van oormatige kommer. Bekommernisse maak dan ook dat 'n mens nie voluit kan lewe nie. Dit bedreig jou lewenskwaliteit. Neem jou bekommernisse en vrese ook die meeste van jou tyd in beslag en dit verhoed jou dus om die lewe ten volle te geniet. Veral ons vrouens is geneig om ons te bekommer oor alles. Sy is bekommerd dat haar man iemand anders bo haar sal verkies, dat sy dalk nie mooi genoeg is nie, dat sy nie haar kinders reg groot maak nie, of dat hulle nie gelukkig is nie. Sy is ook bekommerd oor sy kan dalk nie alles vir hulle gee wat sy dalk wil nie. Sy is bekommerd dat sy haar werk nie goed genoeg doen nie, en dat sy nie alles sal kan hanteer nie. En as daar iets kleins verkeerd gaan, kan sy dit doodeenvoudig nie hanteer nie. Maar kom ons kyk hoe het koning Dawid sy bekommernisse hanteer. Psalm 55: O God, hoor my, ons moet alles met smeking en gebed aan die Here bekend maak en hom dan dank vir die uitkoms wat hy voorsien. Dan sê Dawid, luister na my en verhoor my, hy bid tot die Here. En kyk wat doen bekommernisse aan hom. In my onrus dwaal ek rond en is ek verward. My hart krimp in mekaar in my binneste en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewering kom oor my en angs oordek my. Toe het ek gesê, ag, haat ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlieg, ek sou vernag in die woestyn.
Dis hoe Dawid gevoel het vanweë al sy bekommernisse. Het jy nie ook al partykeer gevoel dat jy doeteenvoudig net wil wegvlug van al jou omstandighede nie? Net soos Dawid, wat wou wegvlieg na 'n woestyn. Maar ons weet, dit is nie die antwoord vir ons bekommernisse nie. Maar hoor wat Dawid verder sê, al voel hy so in sy hart, roep hy uit na die Here. Hy sê, maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Hy verlos my siel in die vrede van die stryd teen my. Werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Hy sê dan, maar ek vertrou op die Here. Sê Petrus in 1 Petrus dan nie dieselfde vir ons nie? Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wat elkeen van ons se geval ook mag wees. Indien dit ons ontneem van die blydskap in die Here, van ons vrede wat God vir ons bedoel het, moet ons die probleem op die Here werp. Die Bybel verklaar dat al ons bekommernisse op God gewerp moet word. Die Griekse woord wat hier vir bekommernisse gebruik word beteken, dis baie interessant, om in verskillende rigtings te trek. En dis nogal waar, né? Jy weet nie watter kant toe of waarheen nie. Waarom probeer die vyand dan so hard om allerlei bekommernisse op ons te laai? Dis om ons in alle rigtings van die Here af te probeer wegtrek. Dit is dan ook Satan sy hele doel met bekommernisse. Dit moet jou so oorweldig, dat daar nie lig aan die einde van die tonnel is nie. Dit is waarom ons dan moet leer, om al ons bekommernisse gedurig deur op die Here te werp. Ons moet dit nie vir onsself hou nie. Ek hou die volgende voorstelling aan die voor. Anders word ons net soos 'n pak donkie, wat oorlaai is, dat sy bene onder hom uiteindelik sal swig. Mense se senuwees gee net in, soos hulle sê, something must give. Wat is dan 'n teevoeter vir al ons probleme? Kom ons kyk 'n bietjie. Ons het elke dag die woord van die Here nodig. Dit is ons manna vir elke dag. Die woord van die Here versterk en verkook ons. Wat beteken verkook? Onthou Psalm 23 waar Dawid sê, die Here verkook ons siele. Wat beteken dit? Dit is om op te fris, te verfris, laaf, om op te beer, om op te wek, om te troos. Dit beteken nuwe krag en moed gee, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle wandel en word nie moeg nie, hulle hardloop en word nie mat nie. So geliefde, ons sien dat die woord van die Here gee vir ons nuwe krag en moed. Daarom het ons manna nodig. Dit beteken ook iemand wat 'n verkokende drankie geniet. Is die woord dan nie die lewende waters wat ons inneem en ons verkook nie? 'n verkokende reënbui of 'n verkokende gesprek, net soos ek en u vanmôre voer. Omring jou dan met mense wat jou verkook met woorde. Gee die Here dan nie vir ons 'n tong om die vermoeide of die belaste of die sieke te verkook met woorde nie? Maak hy dan nie ons ore oop soos die ore van 'n leerling om te hoor wat jy vanmôre of vandag moet doen nie? En ons sal dan nie wederstrewig wees nie, maar aan die Here gehoorsaam wees. God se woord is dan die krag wat ons dan ook vrymaak van al ons bekommernisse. Baie van ons kan getuig dat wanneer ons by die voete van Jesus wag, soos Maria,
deur die woord in te neem, te bid. Hoe voel jy as jy daar opstaan van die meester se voete? Jy voel verkook, versterk, bemoedig. Jy sien kans vir die dag. So, dis die antwoord op ons probleme. Ons moet aan die voete van die Here Jesus bly. Kom ons kyk na Jeremia 5 vers 14. Hierdie is 'n baie interessante versie wat ek raak gelees het in die Bybel. Ek gee hom weer. Jeremia 5 vers 14. Die Here, die Almagtige God het vir my gesê, omdat hulle dit gesê het, jou probleme, wie ook al jou aanspreek, die ou vyand, wie ook al met jou praat, dan sê die Here, maar ek sal my woorde in jou mond 'n vuur maak, sodat die vuur hulle sal verteer. As jy God se woord met jou hele hart glo, maak hy sy woorde in jou mond soos 'n vuur, wat jou bekommernisse verteer. Spreek God se woord en ervaar hoe sy woord jou bekommernisse verteer. Luister na hierdie gedagte. Bekommernisse is ook soos 'n plakker langs jou huis. Jy moet dit verwerp deur dit op Jesus te werk. Met ander woorde, jou probleme wil al ewig plak en aan jou kom vasklou. Bekommernisse swerf rond op soek na 'n leë gemoed en hulle trek dan in. Dis hoekom ons daagliks ons gemoed moet vul met God se wonderlike, betroubare, kragtige woord. Het bekommernisse dalk jou gemoed ingeneem, geliefde? Moenie bly top oor jou omstandighede wat jou bekommernisse veroorsaak nie, maar top oor die woord van die Here en spreek die woord dan in geloof. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle wel bestaan. Dis 'n mooi skrif in Romeine wat Paulus vir ons gee. En ons weet Abraham, ons geloofsvader, het op sy kierie geleun. Hy het in die verte ingekyk in die toekoms. En dan het hy die dinge geroep, die beloftes van die Here, het hy geroep asof dit alreeds in vervulling gekom het. Doen jy vanmôre dieselfde? Moenie vaskyk teen jou omstandighede of die siekte in jou liggaam of jou finansiële probleme en so aan nie. Kyk, wat sê die woord? En dan roep jy hierdie dinge en dit sal verseker in vervulling kom. Ons leef in baie moeilike omstandighede, maar God is by magte om ons te laat uitstaan bo die storms van hierdie lewe. Ons moet net op hom vertrou. Kom ons kyk wat sê 2 Kronieke 16 vers 9. Ek sê weer, 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here kyk oor die Here aarde om hulle te help wat met hulle hele hart, nie halfhartig nie, met hulle hele hart op hom vertrou. Ons enigste vertroosting teen bekommernisse kry ons in die Bybel. Elke belofte in die Bybel is die waarheid, geliefde, en is daar geskryf vir jou en my om aan vas te hou in elke situasie van ons lewens. Moenie dat die duiwel jou beroof van jou geloof in God nie. Moenie twyfel oor wat God kan doen nie. As ons glo, sal geen ding vir die Here onmoontlik wees nie. Elkeen van ons is uniek in God se oë en elkeen se situasie en uitkoms is uniek deur God beplan. Want God se oë is op ons en as ons met ons hele hart op hom vertrou, sal hy vir ons die uitkoms gee wat ons so nodig het. Watchman Nee, daai bekende skrywer, sê die volgende: Your circumstances must catch up with your faith. Luister weer. Your circumstances, your health, your finances, your children, whatever, must catch up with your faith. Onthou dit.
Jy moenie jou aandag op jou omstandighede sit nie. Jy moet jou geloof in God sit en uiteindelik sal jou omstandighede in lyn met jou geloof kom, naamlik in die woord van God. 'n Rede waarom ons bekommerd is en in vrese lewe, is omdat ons prioriteite verkeerd is. Ons soek ons sekuriteit in die dinge van hierdie wêreld, in steede van in die Skepper van hierdie wêreld. Wat sê Matteus 6? Kom ons kyk gou wat Jesus vir ons hier sê. Moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is jy geliefde kind van God, nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel of dan te bekommer, een el by sy lente voeg? En wat kwel jy jou oor klere? Let op die lelies van die veld hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Hier spreek Jesus ons geloof direk aan. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel jou dus nie oor môre nie. As ons hierdie deel lees, besef ons dat bekommernisse dikwels die oorsaak is van ongeloof. As ons dan na die voëls van die hemel kyk, soos Jesus tereg sê, dan besef ons hoe ons hemelse Vader vir hulle sorg. En ek het nog nooit een voël gesien wat so armoedig is, op 'n hoop sit of met 'n lang gesig rondloop nie. Wanneer ons onsself bekommer, is dit eintlik 'n emosie van wantroue teen ons Here. Ons sê daarmee dat ons nie glo dat God almagtig is en ons in die holte van sy hand hou nie. Die Bybel is egter vol beloftes waar God beloof dat hy sy kinders liefhet en die beste vir hulle wil gee. Psalm 37:5, laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal vir jou sorg. God sal voorsien na die rykdom van sy genade. Bly glo en vertrou, moenie tou opgooi nie. Dis nooit 'n opsie vir 'n kind van die Here nie. God ken jou môre en jou oormôre. God ken ons en sy planne vir ons toekoms. Luister na die volgende wyse woorde. Moenie gister, vandag en môre se probleme bymekaar gooi nie. Dis wanneer jy sink. Hou jou oë op die Here, dan kan jy soos Petrus saam met die Here op die water loop. As jy niks het om jou in te verbly nie, geliefde, verbly jou dan in die Here. In al hierdie dinge wat ons daagliks belewe, wil ek julle vandag bemoedig dat God, die God wat ons dien, verhewe is bo enige rentekoersverhogings, petrolpryse, voedselpryse en wie weet wat alles nog die hoogte wil inskiet. Ons wat sê, ons is kinders van die Here, moet in hierdie tyd wat voorlê, net op die Here bly vertrou. Laat jou huis op die rots gebou wees. Die Here sal die uitkoms gee, soos jy dit nodig het. As hy dit vir Abraham voorsien het, sal hy dit mos ook vir ons doen. Moenie bekommerd wees as jy op God vertrou nie. Luister na die volgende aanhaling. The entire water of the sea can't sink a ship unless it gets inside the ship. Luister weer. The entire water of the sea can't sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, worries of this world can't put you down unless you allow it to get inside you. Solank jy dan aan jou bekommernisse bly vasthou, kan jy nie op die Here vertrou om na jou om te sien nie. God wil hê dat jy al jou sorge op hom moet werp.
Dinge is dalk buite jou beheer, maar beslis nie buite God se nie. Kom ons kyk weer na die beeldspraak wat Petrus gebruik. Hy impliseer dat jy jou bekommernis op die Here moet werp of dan gooi, met ander woorde. Dit is 'n willekeurige, voorbedagte aksie en glad nie halfhartig gedoen nie. As jy vanoggend van al jou bekommernisse wil ontslaa raak, voer dan die volgende aksie van geloof saam met my uit. Stel jou voor, jy staan langs 'n meer, met 'n hengelstok in die hand, en wat ook al die afgelope tyd aan jou siel vreet deur bekommernisse, sit dit aan die hoek van hierdie hengelstok. Verbeel jou verder dat jy jou arm terugtrek en die vislyn met die hoek aan so ver as moontlik ingooi. Die lyn trek ver oor die water met al jou probleme aan die hoek en land ver diep binne in hierdie meer. Sit dan jou hengelstok neer en loop weg sonder om terug te kyk, wetend dat jou probleme nou aan die Here behoort. En dis hoe die Here wil hê ons probleme moet hanteer. Ervaar nou, kind van God se kalmte en vrede wat deur jou gemoed spoel. Hou daaraan vas, dan sal jy gedurig in vrede met jouself en ander mense lewe. Moet dan nie jou bekommernis vir die Here gee en dan, wanneer jy klaar gebid het, hulle weer net saam met jou dra vir die res van die dag nie. Laat dit finaal aan die Here oor. Hy sal weet wat om daarmee te maak. My gebed vir u vanmôre is die volgende skrifvers. Psalm 121 vers 7 en 8. Geliefde, die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou in hierdie lewe. Die Here hou wag oor jou, of jy kom en of jy gaan, nou en vir altyd.